President Donald Trump het die lig weer op Suid-Afrika se raswette laat val. En daar word teruggeveg. Daar word gesê dat die raswette is nodig vir ekonomiese groei. Daar word deur die president gesê dat dit sal voortgaan tot almal gelyk is. 'n Joernalis van Suid-Afrika sê op 'n Amerikaanse TV-program dat hoe kan ons teen rassewette wees? Want Suid-Afrika is dan die mees ongelyke land ter wêreld. Die Solidariteit Navorsingsinstituut het 'n omvattende studie gedoen oor wat die ware koste is van swart bemagtiging. En die uitkoms daarvan is ongelooflik verrassend. Ek kan dit selfs skokkend noem. En by my in die ateljee is Theuns Dobison, en hy is die persoon verantwoordelik vir hierdie studie, ook ekonomiese navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut. Theuns, julle het ongelooflik lank hieraan gewerk, saam met die Vrye Mark Stichting, baie maande se studie daarin. Ek is deur hierdie verslag, is 'n indrukwekkende verslag. Dit is regtig 'n dik verslag met net so lang bronnelys en wat wys is wetenskaplik baie goed begrond. Ek moet julle baie geluk wens in die eerste plek met die verslag. Baie dankie Dirk. Nee, dit was 'n enorme taak, bloot vir die rede daar is nie inligting. Jy wil nie, as mens selfs kyk na die vergelyking met ander lande se regstellende wette of raswette of wat ook al mense dit wil noem, hulle bemagtigingsprojekte soos in Maleisië, almal weet daar was 'n negatiewe ekonomiese impak of ten minste 'n impak, maar niemand force dit na nie. Wat daar wel goed is dit gewoonlik van drukgroepe en baie van daai data is dan onbruikbaar. So ons moet hierdie regtig van begin tot einde uit niks uit opbou en dan uit tot 'n slotsom kom. So dit was 'n enorme uitdaging. Ek hoop hy lees daarom vinniger as wat dit gevat het om te skryf. Maar ja, ons het gaan kyk na wat net die direk kwantifiseerbare impak van swart ekonomiese bemagtiging. Kernbevindinge. Ja, so die kernbevinding is Suid-Afrika het by verre die mees ingrypende regstelbeleid of bemagtigingsbeleid. Dit is absoluut skokkend hoeveel verder ons gaan as enige ander land in die wêreld. Namibië is dalk 'n uitsondering waar die ekonomiese data vir ons wys dit werk daar ook nie. Toe hulle dit in 2015 instel, het hulle amper oombliklik negatiewe ekonomiese groei. En waar dit altyd goed gegaan het in vergelyking met die res van die streek, gaan dit toe daar sleg. Dis toe nie 'n regstelbeleid nie, dis 'n verkeerdstelbeleid en dis ook nie bemagtigend en dis ontmagtigend. Absoluut. In Suid-Afrika sien ons ook waar vanuit die beleid ingestel is. Almal gaan te kere weer gelykheid tussen rassegroepe, maar die ergste ongelykheid in Suid-Afrika is binne die swart bevolkingsgroep en swart ekonomiese bemagtiging maak hierdie ongelykheid net erger. Dit maak dit nie beter nie. Om die waarheid te sê, aan die bopunt vat dit 'n klein groepie ryk elites wat oor die algemeen klaar ryk is en maak hulle ongelooflik ryk en in ruil daarvoor, en dis seker die skokkendste bevinding van die verslag, so daar 3.8 miljoen mense wat as gevolg van die gebrek aan ekonomiese groei wat direk veroorsaak is deur swart ekonomiese 3,8 miljoen 3,8 miljoen mense in Suid-Afrika wat nie werk het nie. Dis werksgeleenthede wat net nooit geskep is. 3,8 miljoen mense wat hulle werk verloor het as gevolg van swart bemagtiging. As president Ramaphosa dan sê dat, luister, hierdie beleid gaan toegepas word tot almal gelyk is. Die werklikheid is, daar's meer mense ongelyk as gevolg van die beleid. Ja, absoluut. En dit werk na bo en onder toe. Maar ek meen, hoe kan jy terwille van enige ideaal sê, dis goed en reg om 3.8 miljoen mense van werk te ontneem. En hoe ons daai som gemaak het, is heel eenvoudig. Wel, dit is baie kompleks geweest. Maar as mens nou terugkyk, daar baie van daai kostes van wat dit maatskappye kos om te voldoen aan swart ekonomiese bemagtiging, is direkte koste wat jy maklik kan uitwerk en dan nou ekstrapoleer na alle firmas in die land toe, en dit kom uit op tussen 2 en 4% van ekonomiese groei, van BBP wat elke jaar prysgegee word, 3% van ekonomiese groei. So eerder as om werke te skep deur ekonomiese groei, het daai groei net nooit gebeur. Goed, wat sê jy nou? Ons ekonomiese groei, nie so groeikoers pas uitgekom, 0,1% groei. Wat kan dit
dus wees? Ja, Dirk, so 3,8 miljoen werksgeleenthede wat nooit geskep is nie, wat onder normale ekonomiese omstandighede geskep sou word. En as jy dan in ag neem, omtrent 600,000 mense uit minderheidsgroepe soek werk, so as jy volle indiensname by minderhede het. Dit is nog steeds 3,2 miljoen swart mense wat sonder werk sit as gevolg van swart ekonomiese bemagtiging. Dit is nie bemagtiging nie, dis ontmagtiging, dis 'n bevolking wat beroof word van sy reg om selfonderhoudend te wees, van sy reg om tot sy reg te kom, van basies alle vryhede wat afhanklik bly van die staat, van toelaat. En dan sal hulle saam met hierdie beleid trots op daarop dat mense van toelaat afhanklik is, terwyl hulle ten volle by hulle magte was om werke te skep, om werkskeping te laat gebeur. En die ergste vir my van hierdie hele storie is, hulle het dit geweet, hulle weet hoe negatiewe impak het hierdie beleid van hulle. En dis nie dat hulle iets nie gedoen het nie, dis dat hulle doelbewus daarop uitgegaan het om hierdie 3,8 miljoen mense se lewens te verwoes. Dit is eintlik verskriklik. Julle praat in die verslag ook nou van elite kaping. So waarna julle dan verwys is hoe dit gebeur het dat die elite self verryk is in hierdie proses. En dit is ook die rede waarom die ongelykheid in die swart groep groter geword het as gevolg van hierdie elite verryking. Miskien meer daaroor. Ja, absoluut. Dit gaan oor mense wat politieke koneksies het, swart mense nou natuurlik, wat direk deur hierdie beleid bevoordeel word, wat oor die algemeen reeds relatief wel af is. Ons eie president, Ramaphosa, is een van hierdie mense, het hulle rykdom op 'n skinkbord gekry. En hierdie oneffektiwiteite wat dan in die mark ingetree het, maak dat baie ander mense van onderaf net nooit in die mark inkom nie, asof dit nou die goederemark of die arbeidsmark is. Dit word heeltemal uitgesluit en niks word gedoen om dit reg te stel nie. So as mense praat van transformasie, daar is regte maniere om dit te doen. Jy begin by opvoeding, jy sorg dat daar sterk ekonomiese groei is. Die beste vorm van bemagtiging is en bly vir altyd groei. Dis nie net die beste nie, dis eintlik die enigste, want op een of ander stadium gaan hierdie ekonomie wat hulle aanhou kleiner en kleiner verdeel, of net die room afskep en tussen die mense wat reeds redelik naby aan bo is. Verdeel een of ander tyd gaan daar nie meer genoeg oor wees daarvan nie. En dan het hulle ook moeilikheid. En hulle gaan nie meer lank daarmee kan aangaan om dit aan hulle kiesers te verduidelik nie. Hoe kry jy dit reg dat swart ongelykheid al erger en al groter word, mense bo word ryker, mense onder kry nooit eens die geleentheid om te begin bou aan enige mate van welvaart nie. As hierdie sê ding al in Suid-Afrika is, dat mense wil eet. Daar's al meer as een keer al teenoor my gesê, dat dit is nou tyd vir hulle om te eet. Maar die verskriklike ding hier is, hulle eet die armes. Ja. Die verslag self is 'n baie goeie, dis 'n verslag, is 'n volledige verslag. Julle het hom in verskillende dele. Julle kyk in die verslag na die begin vir ons gee vir ons eers 'n prentjie, so 'n bietjie groter makro-ekonomiese prentjie waar Suid-Afrika vandaan kom. Julle doen so 'n bietjie internasionale vergelykings, maar wat ek eintlik by uit wil kom is meer oor julle metodologie wat julle gebruik het om by die som uit te kom. Ja, so ons het gaan kyk na ons het spesifiek gekyk van 2007 af, toe swart ekonomiese bemagtiging strenger toegepas is en toe al hierdie reëls wat 'n direkte koste dra bygekom het. Want voor dit was daar 'n oordrag hier en daar wat mense argument voor kan maak dat dit werklik mense bemagtig, maar die elite verryking was toe reeds 'n baie belangrike deel van die beleid gewees. En toe 2007 kom hierdie wat hulle direk by maatskappye begin inmeng, wat hulle sê as jy wil besigheid doen met die staat, moet jy al hierdie te doen. So dis ons beginpunt waar ons die vergelyking begin tref. En toe het ons gegaan en ons het gekyk, daar's hulle nou met Okun se koëffisiënt wat sê vir elke 1% ekonomiese groei word 0 neem in diensname met 0,6% toe. So dis aanvaarde kriteria, ons het dit ook gaan toets in Suid-Afrika. Ons arbeidselastisiteit in Suid-Afrika is klein bietjie laer, so ons het dit ook in berekening gebring. So in 'n normale ekonomie, as die ekonomie nou totaal en al genormaliseer is, sal in diensname groei met selfs meer as wat ons uitgewerk het. Maar ons is ongelukkig nog baie ver van 'n normale ekonomie in Suid-Afrika, maar hopelik begin dit verander.
Dan het ons ook gekyk, en dit is vir my ook absoluut skokkend geweest, hoe Suid-Afrika redelik in lyn gegroei het met ons direkte vergelykbare lande en streke in die wêreld tot 2007 en toe is daar 'n drastiese afname. Wat om jou 'n idee te gee, ons sou vandag per capita aansienlik ryker wees as Brasilië, maar eerder as dit is ons nou omtrent 30 plekke op die ranglys onder Brasilië. Wat ook 'n arm land is, maar en wat baie van dieselfde probleme as ons het, maar ons het eerder as om beter af as hulle te wees. Die beleid gemaak dat ons ver slegter af is. Ons vergelyk nou met lande soos Kosovo, daai tipe lande, ons Libië en so aan. Ons ekonomie was 20 jaar terug so groot soos of 24 jaar terug so groot soos Oostenryk sin. Ons is nie meer naby aan dit nie, maar nou ja, absolute grootte van die ekonomie is ook nie 'n goeie maatstaf noodwendig nie, maar dit gee jou tog 'n idee van waarmee ons vergelyk het en waarmee ons nou vergelyk. Maar die groot ding is, hoeveel welvaart het elke persoon gemiddeld drasties afgeneem. Soveel so dat, as jy nou gaan kyk, ons is nog steeds geklassifiseer as 'n hoër middelinkomste land. Ander hoër middelinkomste lande het drasties gegroei in die laaste tyd. Ander lande wat 20 jaar terug vergelykbaar was met ons, het hulle grootte van hulle ekonomie verdubbel met 3 gemaal. Ons het 9% afgeneem. So dit is skrikwekkend wat die gevolg hiervan is. Almal is armer behalwe vir president Ramaphosa en 'n klein groepie van sy vriende. Maar ek is nou deur die verslag en daar wel een ding wat my opgeval het en ek wil net jou mening daaroor hoor. En dit is dat ek dink die verslag is uiters konservatief. En die rede hoekom ek sê is, julle het gekyk na die direkte koste. Dit wat julle kan bereken, julle kan dit aanwys, julle kan dit alles bewys en aantoon en so aan. Maar as 'n klomp sekondêre kostes, as gevolg van hierdie beleid wat julle nie eers bereken het in die verslag nie. Want ek het te vermoed julle het gesê, maar wat, ons kan net inbring wat ons kan bewys. Net ook om kritiek af te weer. Maar daar's 'n klomp ander goeders wat sekondêr is. Ag, maar een ding wat sekondêr is, wat mens nog glad nie kan verreken nie, is byvoorbeeld in 'n Eskom wat 'n harde ras in diens beleid gehad het. Dit het daartoe gelei dat ons elektrisiteitsinfrastruktuur ingestort het met groot ekonomiese gevolge. Hoe bereken jy dit? Julle het dit nie eers bereken in julle verslag. Ek was toevallig hierdie week by 'n konferensie gewees waar daar verskeie mense is wat betrokke is by aankope. Een persoon sê vir my, hy is by 'n groot mynbougroep. Hulle het 'n funksie gehad en hulle wou sjokoladetjies koop vir personeel. Maar hulle kon toe nie by die plaaslike Pick n Pay koop nie. Dit moet deur iemand wat uit die plaaslike gemeenskap is, moet die aankope doen, so dan moet 'n plaaslike agent wees. Kan nie by die plaaslike Pick n Pay wees nie. En die sjokoladetjies wat R12 kos by Pick n Pay is toe vir hulle gelewer teen R57. En behalwe wat hy gesê het dat dit was 57 nie 12 en dit hy sê waar was bokse en bokse te veel. So daar tussen 12 en 57 is daar geld gevat uit die produktiewe ekonomie uit en in mense sakke in. Nou die gevolg daarvan op hy privaat maatskappy moet ongelooflik wees, want onthou dis nie net sjokoladetjies nie. Nog een vertel vir my in Eskom, sy sê sy het so gelag, alhoewel dit nie snaaks is nie, daar kom iemand met 'n Mahindra karretjie wat toiletpapier kom aflewer. Hy is nou die plaaslike agent. Hy lewer toiletpapier teen R50 'n rolletjie in sy Mahindra. Nou ek en jy betaal daardie kragrekening. 'n ander persoon in die staatsdiens sê vir my dat hulle laat 'n premie toe, 'n geregverdige premie, tot en met 20%. So dit is 'n geregverdige premie, iets wat jy ekstra betaal. So klaar verskriklik. Ja. Hy sê maar die gemiddelde is 300%. So. En hy sê die probleem is hy probeer, hy is in die finansiële afdeling, hy probeer dit opvolg. En dan kom hy agter maar daai persoon het nie 'n winkel nie. Hulle winkel is hulle kar. Hulle ry letterlik makro toe, koop dit, lewer dit af teen 300% meer en ek en jy betaal as belastingbetalers moet dit optel. Nou daardie koste van die ekonomie, hoe het julle dit hanteer in die verslag? Ja, Dirk, dit is nou ook een van daai goed wat ons kon redelik uitwerk konservatief. Wat is die minimumkoste van hierdie wat hulle noem die supplier development deel van swart ekonomiese bemagtiging. Maar dan hoor mense hierdie goed en jy weet dit bestaan. Niemand boekstaaf dit, dat dit nou is wat dit kos nie. Hulle sê net, hierdie is wat ons skat, ons ekstra betaal het oor ons deur hierdie
verskaffers gewerk het. Ek meen ons het uitgewerk by Eskom, was daai premie wat ons betaal net op die krag se primêre koste. Dis nog voor enige iets anders by die krag self gereken word. Klaar, steenkool kontrakte wat volgens hierdie beleid gedoen word, stoot kragpryse met 27% op. En dis uitgewerk. Dan staan ook natuurlik baie ander kostes, soos die wat jy nou genoem het, en ons reken dit in ons verslag in, maar nou moet mense ook in ag neem, ons kyk hier na die impak op BBP, so daar het nog steeds geld van hande verwissel, dis een netto nul effek op BBP of 'n positiewe effek, maar daai gebrek aan effektiwiteit vir die maatskappy, dit het tog nou op die lang duur 'n erg negatiewe effek, maar die onmiddellike effek is onmoontlik om regtig akkuraat te bepaal. Dan kyk jy ook na ander goed, soos hoeveel ure en dae van die jaar sit maatskappye se topbestuur om te kyk dat hulle aan swart ekonomiese bemagtiging voldoen. Daai mense word 'n fortuin betaal vir die algemeen. Dit word eers bereken. Jy kan dit nie bereken nie. Ja. Maar dis 'n enorme impak wat mense party maatskappye op hulle topbestuur, mense het wat salarisse van 'n paar miljoen kry, wie se enigste taak is om te kyk dat hulle aan swart ekonomiese bemagtiging voldoen. Ek kyk na talle ander goed. Die hartseerste vir my is hoeveel mense sou aanlyn besighede op die platteland kon begin as iets so Starlink hier was. Onmoontlik om daai koste te bepaal. Hoeveel jong mense sê vir ons, ek sal graag my eie besighede begin, maar ek het gehoor, om 'n besigheid in Suid-Afrika te begin, moet jy 'n swart vernoot hê, of jy moet dit, of jy moet dat. Wat in amper alle gevalle nie die waarheid is nie, maar daai onsekerheid wat by mense geskep word, deur hierdie beleid, deur bloot die feit dat die beleid bestaan, maak dat baie mense sê, ek gaan eerder nie die kans waag nie, en daai besighede word nooit geskep nie. En dis vir my die hartseerste. Hierdie beleid het baie mense se hoop weggevat. Dit het hulle ambisie om 'n beter toekoms te bou weggevat, en nou gaan hulle maar aansies wat hulle doen, en 3.8 miljoen mense is werkloos. Ek is seker as mens al hierdie goed in berekening kon bring, is daai syfer maklik hier by die 10 miljoen. Maar soos ek sê, ons het net gekyk na dit wat direk kwantifiseerbaar is. Kom ons verpak jou som bietjie anders, 3,8 miljoen mense werkloos, werkloosheidssyfer op hierdie oomblik, wat is dit nou so 37%? Wat sou ons werkloosheidssyfer dan nou gewees het? Ja, dit is nou so 4,35%, dus laas jaar het dit hier by 37 gedraai. Dit sou nou hier in 'n omgewing van 17% wees. Ek meen, dit is enorm, dis die helfte. Dis 'n enorme verskil. Ons sou in 'n totaal en al ander land gebly het, land van almal kon trots wees. Dit is Teens de Bison, hy is die ekonomiese navorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut. Saam met die Vrye Mark Stichting het hulle hierdie verslag bekend gemaak. Dit is eintlik 'n skokkende verslag, dit wys hoe mense ontmagtig word onder die dekmantel van swart bemagtiging. Dit wys hoe daar 3,8 miljoen meer mense, minstens meer mense werkloos is as gevolg van hierdie beleid. Dit wys hoe ongelykheid in Suid-Afrika al hoe groter word, en daarom is dit nou tyd dat rasbeleide in Suid-Afrika moet stop. Op Solidariteit se YouTube kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's, en natuurlik die potsending, die Solidariteit Wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube kanaal en wees ingelig.